Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons rink. Vir my as sportentoesias is dit altyd lekker dat 'n mens kan die kykweerfunksie op jou televisie gebruik om sê net maar daar's 'n 3 wat gedruk is of 'n goeie hou wat gespeel is, dat ou dit weer kan sien en dat daar 'n kykweerfunksie is. Dit is wat dit baie keer vir 'n mens maak dat 'n ou lui word om na 'n stadion toe te gaan, want jy het nie daai funksie daar. Dis die een ding wat my altyd frustreer. Maar die sportentoesiaste sal seker vir jou sê dat dit wat opmaak daarvoor is die gees en die atmosfeer binne 'n stadion wat jy nie op televisie kan kry nie. Maar dit my tog so 'n bietjie laat dink die hele gedagte van kyk weer en veral toe ek ook lees van 'n ene Lageman wat praat van 'n second take. Hy sê dat 'n mens moet na iets kyk. Jy kan hy praat nou van 'n dollarnoot, maar mens kan nou 'n randnoot, 20 randnoot of 50 of wat ook al jy het, vat en dan kyk hou en dan maak jy jou oë toe en dan kyk jy weer en jy sal verstom wees hoeveel jy waarneem na met so wat hy noem 'n second take. Ek het dit, soos ek sê, self getoets en dit het my regtig verstom gelaat. En nou speel ek gereeld die speletjie dat ek na iets kyk, my oë toemaak en weer kyk en my bewus gemaak daarvan hoeveel mis ons. Juis in ons gejaagde lewe met ons kort aandagspan en alles wat daarmee saamgaan. Maar my ook laat dink, Helen Keller het op 'n stadium gesê dat die ergste ding is nie om blind te wees nie, maar is om oë te hê maar nie te sien nie. En my weer uitgedaag om te kyk en net bewus te word van hoeveel is daar in my daaglikse omgang wat ek mis omdat ek nie kyk nie, omdat ek amper soos 'n robot net op outomaties hardloop deur die lewe. En hierdie take 2 of second take soos wat hy dit noem, ook toe te pas op hoe ek my stilte tyd hou, om werklik te reflekteer, nie net vinnig bloorlangs te lees en goed te voel, want ek het nou daarin my verantwoordelikheid nagekom nie, maar werklik stil te word en toe te laat dat die Here deur sy gees die woord vir my oopbreek. Dan word dit vir ons lewend, dan is dit nie meer net 'n pligpleging nie, maar dan is dit iets waarna jy uitsien en word dit vreugdevol. Maar hierdie kyk weer het my ook laat dink om baie keer na 'n situasie waar daar baie intense konflik is en ek so oortuig was dat ek reg was, tog weer te kyk, weer seker te maak, is daar nie 'n ander kant van die saak nie? Is daar nie tog iets waarvoor ek verantwoordelikheid moet neem nie? Eerlik daarna te kyk en met 'n oop gemoed verantwoordelikheid te neem. Ek sluit af met hierdie aanhaling wat iemand ergens gesê het: Do not let our senses grow dim or our minds dull and unresponsive to the miracles that surround us. Kyk weer, begin hierdie klein wonderwerkies rondom jou raak te sien. Kyk ook weer om God se betrokkenheid in jou lewe nie te mis nie. Jy kan hierdie gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy, Eugene Kemp en Naki Shrink. Kan vir my skryf eugenekemp@me.com. Vir my as sportentoesias is dit altyd lekker dat 'n mens kan die kykweerfunksie op jou televisie gebruik om sê net maar daar's 'n 3 wat gedruk is of 'n goeie hou wat gespeel is, dat ou dit weer kan sien en dat daar 'n kykweerfunksie is. Dit is wat dit baie keer vir 'n mens maak dat 'n ou lui word om na 'n stadion toe te gaan, want jy het nie daai funksie daar. Dis die een ding wat my altyd frustreer. Maar die sportentoesiaste sal seker vir jou sê dat dit wat opmaak daarvoor is die gees en die atmosfeer binne 'n stadion wat jy nie op televisie kan kry nie. Maar dit my tog so 'n bietjie laat dink die hele gedagte van kyk weer en veral toe ek ook lees van 'n ene Lageman wat praat van 'n second take. Hy sê dat 'n mens moet na iets kyk. Jy kan hy praat nou van 'n dollarnoot, maar mens kan
nou 'n randnoot, 20 randnoot of 50 of wat ook al jy het, vat en dan kyk ou, en dan maak jy jou oë toe en dan kyk jy weer en jy sal verstom wees hoeveel jy waarneem na met so wat hy noem 'n second take. Ek het dit, soos ek sê, self getoets en dit het my regtig verstom gelaat. En nou speel ek gereeld die speletjie dat ek nou iets kyk, my oë toemaak en weer kyk en my bewus gemaak daarvan hoeveel mis ons. Juis in ons gejaagde lewe met ons kort aandagspan en alles wat daarmee saamgaan. Maar my ook laat dink, Helen Keller het op 'n stadium gesê dat die ergste ding is nie om blind te wees nie, maar is om oë te hê maar nie te sien nie. En my weer uitgedaag om te kyk en net bewus te word van hoeveel is daar in my daaglikse omgang wat ek mis omdat ek nie kyk nie, omdat ek amper soos 'n robot net op outomaties hardloop deur die lewe. En hierdie take two of second take soos wat hy dit noem, ook toe te pas op hoe ek my stilte tyd hou, om werklik te reflekteer, nie net vinnig boorlangs te lees en goed te voel, want ek het nou daarin my verantwoordelikheid nagekom nie, maar werklik stil te word en toe te laat dat die Here deur sy gees die woord vir my oopbreek. Dan word dit vir ons lewend, dan is dit nie meer net 'n pligpleging nie, maar dan is dit iets waarna jy uitsien en word dit vreugdevol. Maar hierdie kyk weer het my ook laat dink om baie keer na 'n situasie waar daar baie intense konflik is en ek so oortuig was dat ek reg was, tog weer te kyk, weer seker te maak, is daar nie 'n ander kant van die saak nie? Is daar nie tog iets waarvoor ek verantwoordelikheid moet neem nie? Eerlik daarna te kyk en met 'n oop gemoed verantwoordelikheid te neem. Ek sluit af met hierdie aanhaling wat iemand ergens gesê het: Do not let our senses grow dim or our minds dull and unresponsive to the miracles that surround us. Kyk weer, begin hierdie klein wonderwerkies rondom jou raak te sien. Kyk ook weer om God se betrokkenheid in jou lewe nie te mis nie. Jy kan hierdie gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy, Eugene Kemp en Naki Shrink. Kan vir my skryf eugenekemp@me.com.